Goeienaand almal, welkom by vanaand se podcast, hierdie uitsending. Baie opgewonde oor hierdie woord, baie opgewonde oor hierdie woord. Ek glo, dit gaan 'n impak op jou lewe maak. Ek glo dat jou lewe gaan radikaal verander na hierdie. En weet dit dat hierdie woord is van die Here af vir jou vanaand. Hierdie woord is wat die Here georkestreer het, wat die Here gegee het, en wat hy vanaand in jou wil deponeer. En dit is my opgewonde om dit te doen. Ek wil net gou voor ons in die woord ingaan, net julle herinner dat vir die mense wat nog besig is om op te kom, onthou dat hierdie is elke donderdag aand nou, so ek sal miskien van volgende week af ook nie meer herhaling stuur of herinneringe, wat is die woord ek soek nou, vir jou om in te skakel nie. Maar welkom vanaand hierso, welkom. Ek wil met jou deel vanaand oor gaan groot of gaan huis toe. Gaan groot of gaan huis toe. Nou, 'n termostaat stel die temperatuur waar jy dit wil hê, en dan styg alles na daardie temperatuur as gevolg van die termostaat wat gestel is. Die meeste mense, ongelukkig, is in 'n plek waar hulle termostaat is. Hulle lees net die temperatuur. En ek hou nie hiervan, jy weet wat hulle sê, ek hou nie hiervan nie, of ek hou nie daarvan nie, of dit is verkeerd, of dit is reg, en dit is goed, en dit is sleg. Dis heeltyd al daardie reaksies, as ons daai woord kan gebruik, van hulle lewe, waar hulle self bevind. Hulle lees net die temperatuur. Maar God het ons geskep om die temperatuur te stel. Dis wat 'n termostaat doen. Wees 'n termostaat en nie 'n termometer nie. Nou Romeine 12 vers 1 tot 2, ek lees hom in die Message translation, Romans 12 verse 1 to 2. It says that, so here's what I want you to do. God helping you. God helping you. Going to work, and you're sleeping, and you're eating, and walking around life. And place it before God as an offering. Don't become so well adjusted to your culture. Luister nog wat hy sê. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Baie belangrik om hierdie te hoor. Paulus sê so here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, your ordinary life. You're sleeping, you're eating, you're going to work, and you're walking life. And place it before God as an offering. Don't become so well adjusted to your culture that you fit in it without even thinking. Dit gebeur so. Dan sê hy verder, instead, fix your attention on God. Fix your attention on God. You'll be changed, this is little, hierso wat ek wil aanhaal, you'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Dis 'n ander sleutel. Quickly respond to it. So, baie belangrik om na hierdie vanaand te hoor, dat ons praat oor, gaan groot of gaan huis toe. Ons leef in 'n tyd waar omstandighede ons indoktrineer. Ons leef in 'n tyd waar ons sien nou met die oorlog in Iran en Midde-Ooste, en ons sien, in Suid-Afrika, en die politiek, en mense se opinies, en al daai dinge. En mense is geneig dan om hulle self te begin wend na wat die mainstream media vir ons sê. En wat ander mense, daar is so maklik wat mense, daar's onder andere, gister is daar 'n WhatsApp wat uitgegaan het, wat iemand sê dat ons gaan in 'n massive petrol, diesel skaars in Suid-Afrika, en die prys gaan op met R8 'n liter. Nou, hierdie goeders is baie gevaarlik wanneer ons dit aanvaar, en selfs wanneer ons dit dan volg. Want dit beteken dan dat ons gee onsself daarvoor. Maar dankie Here, lig het gekom, en ons verstaan nou dat wat die woord vir ons sê, dat ons met in die lig wandel. So nou sê hy verder, so readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. So we have to recognize what God wants from us. If we want to go big, we have to recognize what God wants from us and quickly respond to it. Dis 'n sleutel hierdie. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Welkom by Leef Onbeperk. Dit is wat ek hierdie program noem,
Leef onbeperk. Hierdie podcast is daarop gemik om jou te help om in elke opsig te wen en elke dag te geniet in jou lewe. Onbeperk, leef onbeperk. Nou vandag se inhoud noem ek eenvoudig, gaan groot of gaan huis toe. Ons hoor dit al die tyd, gaan groot of gaan huis toe. Gaan groot, weet of, if you can't take the heat, get out of the kitchen, weet en al die dinge, maar wel, ek wil jou wys vandag hoe om groot te leef. Want die woord sê vir ons dat God sê dat ek weet wat gedagtes ek kan gaan in jou koester, gedagtes van vrede om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. So ons, om groot te gaan, was van die begin af God se idee vir ons gewees. Dit is God se hart. So as jy 'n ingesteldheid het wat eintlik veg teen God se bes, dis onbewustelik, jy wil die beste hê, maar tog dink jy gaan net my deurkom. Jy weet, is dit God se wil vir my? Wat moet ek nog doen en al daai dinge? Dan begin jy beperkings sit op die vermoë van God in jou. So wanneer ons groot begin dink, moet ons dit verstaan. Ons moet begin te leef soos wat God vir ons in gedagte het. Nou, dit is baie geestelik, maar is ook baie eenvoudig. En ons moet verstaan dat geestelik hoef nie moeilik of ingewikkeld te wees nie. Geestelik beteken nie dat dit nie prakties is nie. Dit is baie prakties. Dit kan geestelik as ook prakties wees. Met ander woorde, wanneer jy jou lewe oopmaak, wanneer jy jou oë oopmaak, verlig die oë van die verstand, en wanneer jy kan begin sien wat in jou lewe is, dan besef jy dat jy is nie bedoel om klein te lewe nie. Ons is nie, in God se skepping, ons is sy skepping, is ons nie bedoel om klein te lewe nie. Jou wêreld, jou land, jou omstandighede, jou opvoeding, jou opbrengs, alles beïnvloed jou denke. En dis wat Romeine 12 vir ons daar so gesê het in die Message Translation. So I have to renew my mind. Ek moet dan quick reageer op het, quick respond to it, op grond van wat sy woord vir ons sê. So God sê in 1 Johannes 4 vers 4, groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Twee sleutels hierso, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Die tweede sê, hy wat in die wêreld is. So, groter is hy wat in jou is, God is groot. God is almagtig. God leef in ons, en God wil hê dat ons moet begin groot dink, mense. Vanaand wil ek hê jy moet dit hoor, is 'n profetiese woord, is 'n timely woord, is 'n Kairos Kronos woord vir jou vanaand hierso. En wanneer jy ook al na hierdie uitsending luister, hoor hierdie nou vanaand. God wil hê dat jy moet voorspoedig wees. God wil hê jy moet groot dink. God wil hê jy moet groot wees. So hy sê, groter is hy wat binne jou is. So daar is 'n hy binne in jou. 'n hy binne jou. Daar's God binne jou. Daardie hy binne jou is die Heilige Gees. Dis God wat binne jou woon. Maar ook daardie innerlike persoon. Groter is hy wat in jou woon as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, dit verwys na God wat in jou is, maar het beteken ook, dis jy. Want God werk saam met jou. Jy kan nie van jouself swak dink en klein dink, terwyl daar 'n groot in jou is nie. Jy is die erdekry, jy is hierdie skat, jy is hierdie liggaam, hierdie dop, wat God hierdie skat in bewaar, die Heilige Gees. Maar ons moet droom saam met hom, ons moet groot dink saam met hom. Die jy in jou, die God in jou, deur die Heilige Gees. En die jy in jou wat groter is as hy wat daar buite is hy wat in jou is. Halleluja. So die duiwel is die een wat in die wêreld is, geestelike duisternis is die een wat in hierdie wêreld is, maar daar's 'n groter een wat binne jou is. Die Heilige Gees, en hy is die beste weergawe van jouself wat binne in jou is. So ons moet hierdie nou vanaand glo, dat ek het 'n groter hy wat in my is, dis God in my, maar ek kan nie beperk dink nie, ek kan nie beperk leef nie, ek kan nie beperk, ek mag dit nie sien nie. Ek moet groot sien, ek moet groot droom, ek moet groot dink, wat God is binne my. So die wyse waarop ons lewens op 'n klein manier leef, en deur klein te dink, deur te dink dat die manier waarop ons groot geword het, of die beeld wat ons het aangaande ons self, of die beeld wat ons het aangaande ons toekoms, en wat die Here vir ons wil hê, en waar ek moet bly, of wat se opvoeding ek moet hê, is die beeld wat ons het, wat ons lewe kan wees, en dan is dit baie klein. En God wil nie jy met klein dink nie, want hy dink nie klein oor jou nie. As God sê, dink net 'n bietjie daaroor, as God sê, ek weet watter gedagtes ek kan gaan in jou koester, dan is dit groot. Dan moet ons verstaan nie so wat hy sê, ek weet watter gedagtes ek kan gaan in jou koester. So, jy luister na my hierso, en jy sê vir jouself, ek leef klein. Ek leef onder my potensiaal.
My hele lewe lank het ek net oorleef. Ek leef op 'n tight budget my hele lewe lank. Ek leef op net raap en skraap. Ek leef nie op my beste wat die Here vir my het nie. Ek kon nie droom nie, maar nou is dit te laat. Is te laat vir my, mag jy dalk sê. En ek wil vanaand vir jou sê, dis nooit te laat nie. Van die grootste ontdekkings en van die grootste suksesverhale is van mense wat in hulle 50, 60, 70 en selfs 80 was. Dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie. Moenie, vanaand kom hierdie woord na jou toe om vir jou te sê, moenie klein dink nie. Gaan groot of gaan huis toe. En ons gaan nie huis toe nie. Ons gaan groot, ons gaan vorentoe. 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 2 in die Passion Translation sê, Now, it's because of God's mercy that we have been entrusted with the privilege of the new covenant ministry. In Christ now, mense, nou in Christus het ons hierdie nuwe bediening in Christus. Ons is in hom. En dan sê hy verder, and we will not quit or faint with weariness. So in hierdie tyd, in hierdie era, in die gees wat in hierdie wêreld is, we have been entrusted with this ministry, and we will not quit, and we will not faint, and we will not be weary. Iemand moet dit daarso post. Iemand moet dit vir jouself sê. Jy moet dit vir jouself uitroep. I will not quit, I will not faint, I will not become weary. Because ek sal nie moeg raak in hierdie stryd nie. Ek sal nie moeg raak om vorentoe te beer nie. Ek sal nie moeg raak om te probeer nie. Ek sal nie moeg raak, weet, ons het vir ons dogter van kleins af altyd geleer, probeer is die beste geweer. En dit is 'n gesegde gewees wat is altyd probeer weer, kom ons gaan weer. So, dan sê hy verder daar in vers 2 van 2 Korintiërs 4 vers 1 vers 2. We reject every shameful cover-up. We reject every shameful cover-up and refuse to resort to cunning, trickery or distorting the word of God. So we cannot live a covered-up life. Ons kan nie 'n pretens lewe leef nie. En ons kan nie 'n distorted die woord frustreer wat in ons is nie. Abraham was 75 toe hy die belofte van 'n seun ontvang het. Sarah was 65, maar het eers die vervulling van die belofte op 100 jaar gesien. 25 jaar later. Ja, laat ek net dit sê. 25 jaar later. Dit het dalk gelyk of dit te laat sou wees. Maar Abraham het bly glo. Maar Isak het na Jakob gekom. En Jakob het 12 stamme gebore. Wat Abraham die vader van vele van nasies sou wees. So daar was 'n Isak, daar was 'n Jakob en daar was 12 stamme uit Jakob uit. Juda was een van daardie seuns uit Jakob uit. En hy het die voorouder van Jesus self geword. Dink net daaroor. Die nageslag van Jesus het in daai stam uitgekom met Juda uit. Wat sou gebeur het as Abraham opgegee het? As Abraham gesê het, weet ek, hy probeer deur Ismael, maar dan die Here het vasgehou. Moenie vanaand opgee nie. Moenie vanaand kom en sê dat wat hierdie droom van my gee ek op meer nie. Nee, want anders kan dit wat God uit jou uit wil geboorte gee nie plaasvind nie. Laat God toe om vanaand in jou lewe en vandag in jou lewe te werk dat die droom wat hy het oor jou geboorte deur jou kan gee. Alles begin klein, maar ons moet begin. Ons moet begin. Ons moet ophou om klein te dink. Maak nie saak hoe ons begin nie. Dis nie hoe ons moet dink nie. Dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy eindig. So laat ek jou na 'n persoon in die Bybel neem wat vir my 'n voorbeeld is van hoe om onbeperk te dink. En ek hou van hierdie kort beskrywing van hierdie man se lewe. En dit is in 1 Kronieke 4 vers 9. Hy sê daar, Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het hom met smart of pyn gebaar. Ek het hom met smart en pyn gebaar. Maar dit sê, dat Jabes het tot God geroep. In vers 10 sê hy nou, en Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees, en die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het hom laat kom wat hy begeer het. God het hom laat kom wat hy begeer het. Ek hou van hierdie laaste deel van hierdie vers. Hy sê, God het hom begeer wat hy begeer het. God granted his request, his desire. Jabes vra, o Here, seën my en vermeerder my grondgebied. Maar God antwoord hom en sê, omdat jy so gierig is, gaan ek dit nie doen nie. Dis wat ons glo God moet sê.
Dit is die godsdienstgees wat dit sê, maar dis nie wat God gesê het nie. Die Bybel sê dit nie, dis nie wat God vir ons sê. Die hele hoofstuk, hier so in 1 Kronieke 4, praat oor die geslagsregister, wat daar was in daai tyd, tot en met, jy weet, met Jesus, en hierdie is gebore, en daar is gebore. Hy vertel niks oor enige persoon nie. Maar hy kom hier so by Jabes, en nou sê hy iets anders. So die hele hoofstuk spel die nasate van Juda en Simeon uit, maar by Jabes val God homself in die rede, met 2 skrifte om meer oor Jabes te sê. Hierdie gees van Jabes het God so gegryp, dat God 2 skrifte in hierdie hele geslagsregister oor Juda en Simeon, bietjie meer oor hom sê, oor Jabes. Dieselfde oor Caleb. Die Bybel praat oor Caleb, but he had a different spirit in him. God said that. God is mentioning these things, people. So as God sy versoek toegestaan het, Jabes sy versoek toegestaan het, kan ons hoop hê en optimistische lewens lei. Geloofsgevulde, positiewe lewens in die wete dat as God Jabes sy versoek toegestaan het, hy ons ook sal toestaan. En jy moet dit glo vanaand, jy moet dit weet vanaand, jy moet absoluut oortuig wees daarvan, dat God se droom wat in jou is die droom wat God wil hê, jy moet groot dink oor jou lewe, groot dink oor jou toekoms, groot dink vir jouself. Die probleem is, dat ons nie ons versoek aan God bekend maak nie. Want ons dink nie groot nie. Ons dink oorlewing. Mense, jy het hierdie woord by die Here vanaand hoor. En omdat ons oorlewing dink, is ons heeltyd in 'n beggars mentaliteit met die Here. Here help my hierdie asseblief. Die Bybel sê slegs wanneer jy jou versoek aan God bekend maak, dan kan die vrede van God jou hart omring en jou gedagtes in Christus bewaak wees. Wow. Jy sal in angs bly totdat jy jou versoek aan God bekend maak. So wanneer jy jou versoek aan God bekend maak, gaan angs, want hy gaan dit vul dan met 'n droom vir jou. Hy wil jy met groot ding. Wanneer jy jou versoek aan God bekend maak, sal hy jou versoek toestaan. En hy sal jou beslis vrede op jou reis gee. As jy nie vanaand vrede het nie, weet dit dat jy nog nie jou versoek aan die Here bekend gemaak nie. En ek praat nie van noodgebeure nie, ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. Soos in Filippense 4:6, ons beloof, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word vir God. Die sleutel hier vanaand is, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan God bekend gemaak word. 'n Angstige leefstyl kom van angstige denke. En angstige denke kom wat ek vir myself hou. Hierdie worries, hierdie bekommernisse, wat gaan die lewe inhou? Hoe lyk dit vorentoe vir my in Suid-Afrika? Hoe lyk dit met my werk? Hoe gaan ek hoe gaan ek met my kinders hierso regkom? Hoe gaan my kinders se toekoms hê? Hoe gaan ek hierdie siekte kan oorkom? Hoe moet ek bid? Wat moet ek doen nog gaan my huwelik? Gaan my huwelik uitwerk soos wat die Here vir my wil gehad het? Droom groot. Droom groot. 'n Angstige lewe kom van 'n angstige denke. En angstige denke kom wat ek vir myself hou. My onuitgesproke gebed, my onuitgesproke begeerte, my onuitgesproke frustrasie, my onuitgesproke onsekerheid, dit alles lei tot angs. So as jy daardie dinge na God neem en sy hulp vra, sal hy jou versoek toestaan. Want God is geen aannemer van die mens nie. Jy sal sien dat jy ophou angstig leef wanneer jy hierdie dinge vir God gee. Die Bybel sê, werp al jou bekommernis op hom. En jou versoeke aan hom rig oor die dinge wat hy vir jou beloof het. Die sleutel, die klem is nie net om jou versoeke op hom te rig nie, maar om dan groot te begin dink. Toe te laat dat sy begeertes in jou hart gevestig word. God het geen gunsteling nie, God is bereid om te gee aan enigiemand wat vra. Hy het genoeg vir ons almal, om almal groot te laat leef en groot te gaan. Dis die waarheid. Kom ons ontleed hierdie bietjie. Aangesien God Jabes se versoek toegestaan het, kom ons kyk wat hy gevra het en wat dit beteken. Die Bybel sê eerstens, hy sê hy was meer eerbaar. In vers 9, daar staan hy was meer geëerd as sy broers. Dit is wat Jabes 'n kampioen gemaak het. Hy is verhef, hy het bo sy natuurlike beperkings uitgestyg. Hy het bo sy pyn uitgestyg. Hy het bo sy menslike vermoë uitgestyg. Sy lewe het getel vir iets groter as die grond waaruit hy gekom het. Dis eer, mense. Dis eer. Dis sê hy was meer eerbaar as sy broer, sê die Bybel.
Maar let op, broers en susters kom vanaf dieselfde ouers. So wanneer een persoon uitstyg en die ander een misluk, is dit nie as gevolg van hul ouers nie. Want as dit was, dan behoort albei van hulle uit te styg, of albei moet misluk. Maar dis nie die geval nie, want hulle maak persoonlike keuses. Onthou wat Romeine 12 ons gesê het. Quickly react upon it. Quickly make a decision on God's best for you. Maak keuses om in lyn te kom met God se doel vir jou lewe. Kom in lyn met wat God vir jou voorberei. Kom in lyn met jou hoër self, jou dieper self, jou ware self in Christus. Sterf teenoor jouself en staan op in die persoon wat God jou geskep het om te wees. So onthou nou daar so in Romeine 12 in die message, hy sê, take your everyday, your ordinary life, your sleeping, your eating, you're going to work and you're walking around life. Place it before God as an offering. Lê dit neer vir die Here, jou lewe. And fix your attention on God and you'll be changed from the inside out. Jy kan nie hierdie goeders uiterlik fix nie. Dit moet van binnekant af begin kom. En as jy klein dink oor jouself, as jy beperk dink oor jouself, as jy oorleef dink oor jouself, as jy mislukking dink oor jouself, dan gaan jy God beperk in jou geloof daar. Dis waar jy gaan wees. So die Bybel sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. So ons sterf nie teenoor die nuwe skepsel nie. Ons sterf teenoor die ou skepsel en leef uit die oorvloed dan van die nuwe skepsel wat binne ons is. Halleluja! Of die nuwe skepping wat binne ons is, daardie kampioen wat binne ons is. Groter as hy wat in jou is. So let op, deur meer eerbaar as sy broers te kon wees, beteken dat Jabes moes keuses maak, wat hom van sy broers onderskei het. Want die Bybel sê dit duidelik, dat hy was meer geëer deur van sy broers. Daar's keuses wat ons moet maak. En ons kan slagoffers bly, en ons kan verslaan bly. Ons kan negatief bly, verander dit deur positief te word, vol geloof, geesvervuld, spirit of faith. Begin deur geloof te verklaar, begin lewe spreek. Dood en lewe is in die mag van die tong. Dit gaan albei kante toe. Jy kan dood bring met jou tong, of jy kan lewe bring met jou tong. Jy kan sê, ek sal nooit tot enigiets kom nie. Raai wat? Jy gaan nooit tot enigiets kom nie. Jy bring die dood na jou toe. Jy bring beperking na jou toe. Ek sal nooit verby hierdie fout kon kom nie. Ek sal nooit verbykom wat daardie persoon aan my gedoen het nie. Wat daai mense aan my gedoen het toe ek 'n kind was nie. Wat my vorige baas aan my gedoen het nie. Of wat my vernoot aan my gedoen het nie. Of wat my ouers of my onderwysers aan my gedoen het nie. Nee, jy spreek dood oor jou lewe. Jy spreek dood oor jou sukses. Jy spreek dood oor jou bevordering. Jy spreek dood oor die groter seisoen wat God vir jou lewe het. Wat Jabes meer eerbaar gemaak het, was dat hy gekies het om nie 'n nuwe produk of 'n slagoffer van sy omgewing te wees nie. Hy het gekies om nie in pyn te bly nie. Hy het gekies om nederig te wees. Eer begin met nederigheid, mense. Spreuke 18 vers 12 sê, nederigheid kom voor eer. So, wat het veroorsaak dat God hierdie man vereer het? Wat het hom 'n meer eerbare man gemaak? Hy was nederig, en hy was bereid om 'n onderskeid te maak, om homself tussen sy broers te onderskei. Ons praat nie van hoogmoed nie. Ons praat nie dat hy gedink het hy is beter as sy familie nie. Onthou net, sy ma het hom pyn genoem. Sy ma het hom dis uit sy familie uit, so dit was oor sy hele broers ook gewees, en sy susters. Hulle sê heeltyd vir ons, as jy in die lewe wil uitstyg, moet jy iets doen wat jou van ander mense gaan onderskei. En dis presies wat dit is. Die grootste doel vir jou lewe is om eerstens 'n verhouding met jou Skepper te hê. Dan om jouself te begin bemeester. Groter is hy wat in jou is. Jou geld te bemeester, jou lewensmissie te bemeester. Dis die dinge wat almal moet besef. Dit sal ware sukses lewer en dit is God se plan vir jou lewe. Bemeester jouself, hy is klaar. Jy kan nie God in jou bemeester nie. Nooi hom in, soek hom as jou Skepper. Maar wanneer hy in jou is, begin jouself bemeester, wat hy sê, vernuwe jou denke. Bemeester jouself. Jabes het gekies om homself te onderskei. Hy het gekies om nie te bly soos hy groot geword het nie. Hy het gekies om nuwe produk van sy situasie of van sy opvoeding te wees nie. Miskien het jy groot geword in 'n gemeenskap waar daar net altyd jaloesie of negativiteit of onsekerheid of angs of depressie was of afbreekend was in jou lewe. Ongeag het Jabes gekies dat hy nie 'n nuwe produk van sy omgewing sou wees nie. Hy gaan nie daar bly nie. En soos Jabes kan jy ook 'n kampioen wees, maar jy moet kies om die onbeperkte lewe te leef. Dit sal 'n keuse verg deur 'n termostaat te wees en nie 'n termometer nie.
'n termometer lees net die kamer en sê vir jou wat die temperatuur is. Man, om die braaivure en die kuiers is daar baie termometers. Almal kan vir jou mooi uitspel wat aangaan. Ek hou nie daarvan nie, en ek hou nie van dit so, hoe dit aangaan nie, en dit is verkeerd, en dit is reg, en dis goed, en ja, maar jy moet verstaan, jy weet, as altyd, jy weet, wind van voor. Dit is sleg, hulle lees net die temperatuur. Ek kan my nie ophou met mense wat net heeltyd die temperatuur wil lees nie. Wees 'n termostaat. God het ons geskep om die temperatuur te stel, mense. You set the atmosphere. You set the tone. Every morning, the first thing in my day, I set my tone. I set the tone. I set the temperature. Dis wat 'n termostaat doen. Wees 'n termostaat. Kies om nie 'n termometer te wees nie. Stel die temperatuur vir jou lewe. You determine your life. You set your pace. You set your life. Want Jabes het geweier dat sy pyn hom definieer. Die ding oor Jabes wat vir ons uitstaan is die feit dat hy uitgebreek het vanuit 'n minimale lewe, hierdie pynlike bestaan, hy het geweier dat pyn hom definieer en hy het nie toegelaat dat pyn hom 'n slagoffer maak nie. Wat het hy gedoen? Hy het bo dit uitgestyg. Hy het nie dieselfde toestand gebly nie, maar wanneer dinge op 'n manier gebeur wat jy nie wou gehad het of verwag het of gehoop het, jy koms met wees nie, dan het jy besluit om te neem wat jou gaan laat uitstyg. Jy moet die negatiewe dinge of omstandighede laat gaan. Moenie toelaat dat dit jou bitter maak. Moenie daardeur bitter word nie. Laat dit jou eerder beter maak. Gebruik dit om jou beter mens te maak. Gebruik dit om jou te laat uitstyg. Jabes het pyn gehad, maar hy het geweier om dat die pyn hom moet definieer of dat dit hom moet beperk. Nou, ons almal weet hoe dit is om seer te kry. Reg? Almal weet wat pyn is. Ons almal weet hoe dit is om pyn te hê. Ons almal weet hoe dit is om te ly. Ons almal weet, elkeen van ons het dit al miskien ervaar of ons almal weet hoe dit is en hoe dit ook al voel. Die pyn van verraad, die pyn om seer gemaak te word, die pyn van teleurstelling, die pyn van nutteloos of onderbenut te voel of nie gewaardeer te word nie. En ek kan so aanhou. As jy jouself deur daardie pyn gaan definieer, sal jy nooit uitstyg nie. Maar as jy die pyn herken en dan kies om te lewe, sal jy 'n lewe van onbeperk ervaar. Jy het reeds die pyn verduur. Jy kan net sowel dit verder verduur wat aan die ander kant van daardie pyn is. Druk deur, want aan die ander kant van daai pyn is daar 'n groot lewe vir jou. Ek profeteer dit oor jou vanaand. Jy het reeds met pyn geleef, jy kan net sowel daardeur gaan en by die ander kant uitkom. Jabes het geweier om gedefinieer te word deur wat sy ma hom genoem het. Pyn. Jabes, sy ma noem hom pyn. Sy het hom gedefinieer op grond van die pyn wat sy ervaar het. Nie eens Jabes nie. Maar hy het geweier om eerstens deur sy pyn gedefinieer te word. Hy het geweier om deur sy verlede gedefinieer te word, tweedens. En hy het geweier om deur sy ewe knie gedefinieer te word, derdens. So as ons net vir 'n oomblik stil staan en dink oor hierdie 3 dinge. Hy het geweier om gedefinieer te word deur pyn. Met ander woorde, ek gaan nie toelaat dat hierdie pyn my beperk nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie pyn my oorweldig nie. Ek gaan nie daarmee vereenselwig nie. Ek gaan nie toelaat ek gaan toelaat dat dit eerder vir my werk en my propel in die lewe. En dan het hy gewerk met pyn. Met die verlede in sy lewe. Hy het geweier om deur sy verlede gedefinieer te word. Sy kon my pyn genoem het, my ma kon my pyn genoem het, maar ek gaan myself nie so noem of mee sien nie. En daar in sy ewe knie, hy het geweier om gedefinieer te word deur sy familie. En dit is wat hom onderskei het. My vraag na jou toe vanaand is, wat onderskei jou van enige iemand anders in jou lewe? Styg jy uit? Weet mense dit van jou? Roep uit na God vanaand. Ek gee my nog net 'n paar minute, dat ek hierdie kan huis toe bring vir jou vanaand. Roep uit na God vanaand. Om na God uit te roep, beteken nie net om 'n skietgebed op te skiet en te sug en te sê, Here help my nie, of help my om hierdie te doen, of help my met daardie, of nee, om tot God uit te roep, is 'n roep uit die diepste deel van jou lewe. 'n diepste deel van jou lewe. Dis emosioneel, dis passievol, maar is ook vasberade. Dit kan nie stilgemaak word nie.
Jabes het na God uitgeroep, sê die Bybel, om uit sy pyn en sy beperking te breek. Die woord pyn kom van dieselfde Hebreëse woord wat beperk beteken. Het is dieselfde woord, pyn en beperking is dieselfde Hebreëse woord. So ons kan dus sê dat die woord pyn en die woord beperking dieselfde ding beteken, hulle kom albei van dieselfde Hebreëse woord. So hoekom word die woord soms as pyn vertaal en soms as beperking dan? Want vir God is dit dieselfde ding. Pyn en beperking is dieselfde ding vir God. As jy jouself toelaat om deur jou pyn gedefinieer te word, sal jy jouself beperk. En wanneer jy jouself beperk, nooi jy pyn uit. Beperkings wat jou verhinder om deur jou ceiling, jou glasplafon te breek, deur jou hindernisse te breek, deur jou generasievloeke te breek, deur daardie armoede te breek, deur daai kroniese siektes in jou familie te breek. Die dinge wat jou beperk sal vir jou pyn veroorsaak as jy toelaat dat hulle jou beperk. Vanaand breek jy dit en sê, het gaan my nie meer beperk nie. Maar wanneer jy daardie beperkinge breek, sal jy ook uit jou pyn uitbreek. Dis wat die woord ons waarborg. Die beperkinge sal jou nie meer pyn laat voel nie. En die pyn sal jou nie meer beperk nie. Die manier om uit hierdie bose kringloop, familie, uit te kom, is deur te doen wat Jabes gedoen het. Hy het na God uitgeroep. Dit begin aan die binnekant. Onthou nou, ons het daaroor gepraat. Maar dit wys aan die buitekant. Halleluja! Daarom is stilgebed goed as 'n meditasie, of tyd met die Here te spandeer, of net, om met die Here te praat oor sekere goeders, as iets, dis wat jy doen, of selfs net wat jy oordink, maar om te verklaar, moet jy dit hardop bid. Woorde en sinne by mekaar begin sit, dit sal jou lewe verander en dit begin te verklaar. Dis hoekom ek so gereeld woordverklarings met julle doen. Om na God uit te roep en jou stem hoor te verhef as die stem van jou pyn. Jy moet dit doen. Die stem van jou naam, Jabes, die pyn, die verlede, die voetspoor wat almal dink jy gaan maak, of wat vir jou vooruit geplavei is, of Jabes, die pyn, die verlede, die voetspoor wat die wêreld van jou dink, wat die wêreld vir jou sê, dis waar het jy breek vanaand. Nie meer nie, dis klaar. So Jabes het aan God gegaan, en jy gaan nie jouself vanaand ontdek deur jou DNS, toets te doen, en wie vertel jou familie is nie, as jy weet nie wie jy biologiese ouers is nie. Dit gaan jou nie laat uitbreek nie. Dit gaan jou net vastmaak om soos hulle te wees. Roep eerder na God uit, breek uit jou pyn, deur te sê, ek weier om beperk te word deur die pyn wat ek verduur het. My pyn gaan my deur hierdie beperkings dryf. My pyn gaan my nie beperk nie. Ek gaan uitbreek deur na God uit te roep. Jy mag nou vanaand dink, wel, ek kan nie na God uitroep nie. Kan ek dit werklik doen? Kan ek dit doen, Steven? Sal hy my liggaam genees? Ek wil vanaand vir jou sê, probeer dit. Doen dit. Kan ek na God uitroep? Sal hy my 'n idee gee uit hierdie verknorsing uit? Sal hy my 'n konsep gee om suksesvol te kan wees? Probeer dit. Roep na God om uit te breek wat jou ook al beperk vandag. Of dit nou jou verlede is, of dit jou familie is, of slegte gewoontes, of verslawing, of trots is, breek deur na God uit te roep vandag. Jabes het die groter prentjie gesien en hy wou hê dat God meer moes doen as net om hom te genees. Hy wou hê dat God hom moes vergroot sodat God hom meer kon gebruik. Gaan lees daai. Hy het gesê, o God, dat U my werklik sou seën en my grondgebied sou vergroot. Seën my en vermeerder my grondgebied. Gee my meer grond, gee my meer gebied, gee my meer land, gee my meer heerskappy, gee my meer besigheid, gee my meer. Hy wil meer hê. Jabes wil meer hê. God het nie gesê, jou cheeky felle, nee, om net van die pyn genees te word is nie genoeg nie. Vra vir meer. Moenie vanaand net vra dat jy is moeg gesukkel nie, en jy wil dit depressie, vra vir meer, want om vir meer te vra, elimineer die pyn. As jy die onbeperkte lewe wil leef, moet jy God vra om meer in jou lewe te doen as net te oorleef. Hoe sou jy bid as jy geweet het dat God niks goeds van jou weerhou nie? Niks nie. Hoe sou jy dan gevra het? Hy bid, Jabes, as jy my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees.
Mense, moenie my nou verloor nie, ek is amper klaar. Hierdie is so belangrik. Daar is iets omtrent God se hand. Wanneer ek aan die hand van God dink, dink ek aan die hand van beskerming, en dink aan die hand van voorsiening. Uit God se hand kom krag, hy magtig ons, uit God se hand kom bevordering. Die Bybel sê, bevordering kom nie van die noorde of van die suide nie, maar dit kom van die Here af. Vra God om jou te bevorder. Bevordering is nie net by jou werk nie. Vra God om jou uit jou verlede uit te bevorder, jou uit jou beperking uit te bevorder, jou uit jou pyn uit te bevorder, jou uit jou vrees uit te bevorder, jou uit jou idees na sy idees te bevorder. Wat as jy hom net vra dat jou lewe van vandag af sal begin verander, en jy bly daarmee totdat dit begin wys, totdat dit manifesteer in jou lewe? Wel, daar is iets baie kragtigs daarin, om God te vra om jou grondgebied te vergroot. Vergroot my grondgebied, Here. Vergroot my impak, vergroot my eienaarskap. Miskien woon jy in 'n townhouse, maar God wil hê jy moet die kompleks besit, en jy hier net hierdie townhouse, en jy sukkel met paaiement van paaiement tot paaiement. Maar intussen droom God met jou om 'n eienaar te wees. Miskien hierdie 'n huis, en God wil hê jy moet die huis hê, jy moet hom besit. Begin groot dink, gaan groot. Ons moet so begin dink, gaan groot, wees dapper, wees vrymoedig, vra groot, vergroot my grondgebied, Here. 5 seëninge. Dink aan hierdie 5 seëninge, ek sluit nie af nie. Hy het gebid, o God, dat U my werklik sal seën, dat U my gebied sal vergroot, dat U hand met my sal wees. Die hand van doel, die hand van mag, die hand van beskerming, die hand van voorsiening, en die hand van bevordering. Dit is die hand van God. Die hand van doel, die hand van mag, die hand van beskerming, die hand van voorsiening, die hand van bevordering. En dan, dat ek nie die pyn in ander mag veroorsaak nie. Dis die laaste ding wat hy gebid het. Wow. Dat ek nie pyn in anders mag veroorsaak nie. Wanneer hy sê dat ek nie pyn mag veroorsaak nie, wil hy gebruik word om ander te help. Dit is die pragtige deel van hierdie vers. God het hom nie net een van daardie 5 versoeke gegee nie, of 2 of 3 nie, maar 5, hy het al 5 vir hom toegestaan. God het sy versoek toegestaan, mense, dit alles is wat God aan hom gegee het, en hy sal dit vir jou gee. Hy sal dit vir jou gee. Laat ek jou ten slotte lei in hierdie gebed vanaand. Bid hierdie saam met vanaand. En ek wil hê jy moet hierdie uit jou hart en met passie bid. Moenie skaam wees nie, moenie jouself, en as jy kan, na hierdie, wanneer ons afsluit hierso, gaan gebruik nagmaal met die Here. En deel hierdie met hom. Roep hom aan. Maar laat ek jou lei in hierdie gebed. Kom ons bid hierdie hart op. Ek wil nie met het hart op bedaals. In die naam van Jesus, roep ek vandag tot God. Seën my inderdaad, Here. Breek my uit oor hoe ek groot geword het. Breek my uit my beperking uit. Breek my uit my pyn uit, Here. Here, vergroot my impak. Vergroot my grondgebied. Gee my meer eiendom. Gee my meer besighede. Gee my meer vermeerdering. Gee my meer van die krag. En laat U hand op my wees. Sê dit hardop. Hemelse Vader, ek ontvang U hand van voorsiening vandag. Ek ontvang U hand van beskerming. Ek ontvang U hand van krag op my lewe. Ek ontvang U hand van bevordering. Ek ontvang U hand van doelgerigtheid. Here, dat U my sal gebruik om nie pyn te veroorsaak nie, maar om ander mense te help om uit hul pyn te breek, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek is klaar, maar ek wil net hierdie sê, in vers 10 staan daar, dat God sy versoek toegestaan het. So eis vers 10 op, en neem dit asof dit jou eie is. Dis belangrik hierdie aksie nou. Hy staan my versoek toe. Dit sal kom. Miskien nie vanaand nie, miskien nie môre nie, miskien sal jy oor 'n week iets begin sien, maar bid hierdie gebed vir die res van hierdie maand. Here, seën my inderdaad, soos U met Jabes gedoen het. Vergroot my grondgebied. Laat U hand met my wees. Bewaar my van die kwaad, sodat ek genesing kan veroorsaak en nie pyn veroorsaak. Jy gaan die wêreld verander. Bid hierdie gebed elke dag, gereeld. Skryf dit uit vir jouself. Jy sal die wêreld en jou wêreld verander. Verwag dat God sal gee wat jy sopas gebid het en gevra het. Iemand het my hierdie week gevra dat ek meer oor persoonlike dinge met my moet deel, dat mense daarmee kan identifiseer, en ek hou daarvan en ek doen dit van tyd tot tyd.
Maar ek is deur hierdie besig om weer 'n gemeenskap, 'n company van mense op te bou, wat ek nie die parels vir die varke wil gooi nie. Dis my net persoonlik baie belang. So ek wil nie noodwendig hierdie groot sosiale media platform hê en ek praat net dit sal kom deur ander funksies en ander patrone en so aan. Maar hierdie is vir my persoonlik waar ek baie persoonlik oor my lewe wil praat. En ek gaan dit baie meer ook begin doen, die getuienisse saam met dit. Want ek sien dieselfde gesigte en ek glo daar gaan meer kom, maar ek glo jy loop 'n pad saam met. So dankie dat jy by my aangesluit het op Leef Onbeperk. Deel dit met iemand wat dit moet hoor. Teken op YouTube of waar jy ook al vanaf luister. Help ons om hierdie boodskap aan iemand anders oor te dra. Kom ons bou hierdie gemeenskap, mense. Elke keer as jy 'n resensie plaas of los, iets post, maak dit regtig verskil en dit help ons om meer mense te bereik. Dankie wat julle hierso doen. So dankie en hou asseblief aan om dit te deel. Blessings vir julle. Gaan groot en vra groot.